Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons lees vanoggend saam met die woord van die Here uit 1 Korintiërs 9 van vers 1 tot 18 en ons lees die Engels. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are you not the results of my work in the Lord? Even though I may not be an apostle to others, surely I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. This is my defense to those who sit in judgment on me. Don't we have the right to food and drink? Don't we have the right to take a believing wife along with us, as do the other apostles and the Lord's brothers and Cephas? Or is it only I and Barnabas who lack the right to not work for a living? Who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat its grapes? Who tends a flock and does not drink the milk? Do I say this merely on human authority? Doesn't the law say the same thing? For it's written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Is it about oxen that God is concerned? Surely he says this for us, doesn't he? Yes, this was written for us, because whoever plows and threshes should be able to do so in the hope of sharing in the harvest. If we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? If others have this right of support from you, shouldn't we have it all the more? But we did not use this right. On the contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ. Don't you know that those who serve in the temple get their food from the temple, and that those who serve at the altar share in what is offered on the altar? In the same way, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. But I have not used any of these rights, and I am not writing this in the hope that you will do such things for me, for I would rather die than allow anyone to deprive me of this boast. For when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the gospel. If I preach voluntarily, I have a reward. If not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me. What then is my reward? Just this, that in preaching the gospel, I may offer it free of charge, and so not make full use of my rights as a preacher of the gospel. Daar's 'n goeiemôre Ligpunt. Dit is lekker om vanoggend hier by julle te wees. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Johan van Aswegen. Ek is 'n ouderling hier by Ligpunt en dis my voorreg om ons vanoggend verder te vat in ons preekreeks getitel 'n Nuwe mense, nuwe lense. Nou vir die van julle wat so vergeetagtig is soos ek of wat vir die eerste keer hier is by ons vanoggend, dit help my om net so bietjie vinnig ietsie te sê oor die reeks in die boek van 1 Korintiërs. En dan gaan ek vir ons bid en dan gaan ons kyk wat sê die Here vir ons in die teks vanoggend. So as jy nou net hier by ons aansluit, net ietsiekie oor ons reeks. Korinte was 'n nuwe mense. En met dit bedoel ons, hulle het bekeer, hulle het die evangelie gehoor, weggedraai van hulle ou lewens, bekeer en Paulus het 'n kerk geplant in Korinte met hierdie nuwe mense. Maar die rede vir die brief en die rede hoekom dit vir ons so goed is want hulle het steeds met ou lense na die wêreld om hulle gekyk. Hulle het nie na die wêreld gekyk vanuit hulle nuwe identiteit uit nie. So hulle was nuwe mense met ou lense. En so die hele brief is so goed vir ons, want oor en oor in die brief sê Paulus, moenie so na die wêreld kyk nie, kyk so na die wêreld. Indien julle gered is, behoort dit hierdie goeters te verander in julle lewe. Sit julle nuwe lense aan, nuwe mense, nuwe lense. Die tema wat reg deur die brief hardloop is hierdie idee, julle is heiliges. Julle is gered, julle is heiliges, julle is saints, is die Engelse woord. Julle is nuut gemaak. En so, hy gaan deur al hierdie groot onderwerpe reg deur die boek van 1 Korintiërs. As julle nuwe identiteit heiliges is, as julle saints is, en julle is deel van Jesus se kerk, hoekom beklei julle so onder mekaar? Hoofstuk 3 en 4. As julle heiliges is, as julle nuwe mense is, hoekom vlug julle nie van seksuele immoraliteit? Al is dit volop in die kultuur om julle nie, dis nie hoe Jesus se kinders moet lewe nie.
Dis hoofstuk 5 tot 7. En nou, eintlik in die gedeelte waar ons nou is, hoofstuk 8 tot 10, nou kom die kwessie, as julle geredde, heilige kinders van God is, en julle het Jesus se liefde ontvang, hoekom tree julle so liefdeloos op teenoor mekaar? Die swembad waarin ons swem, van hoofstuk 8 tot 10, is liefdeloosheid. Dis die kwessie. Dis die ou lens wat 'n nuwe lens moet word. Liefdeloosheid. Laasweek het ons gekyk na die kwessie van kos, wat geoffer was, teenoor afgode wat sterker broers geniet het, en dit was 'n struikelblok vir swakker broers, en dit was liefdeloos. Vanoggend gaan Paulus daai selfde kwessie probeer tackle, maar hy gaan verwys na sy eie lewe toe. Hy gaan wys, hy het regte, hy het duidelike regte, maar hy het nie aangedring op daai regte nie. Hy het nie daai regte bo die Korinte se koppe gehou nie, want hy wou die evangelie bewaar. En so dis iets van wat ons vanoggend wil uitpak vanoggend. Kom ons bid saam en vertrou die Here om met ons elkeen te praat vanoggend. Kom bid saam met my vir die woord van God. Almagtige God, ons kort nou u hulp. Ons kan nie hierdie woorde ten volle verstaan nie. Ons kan hulle verseker nie ten volle uitlewe indien u Gees en die evangelie nie nou deurdring tot op die diepste dele van ons harte nie. Vader, daar's soveel dinge wat ek nou vra, sal u dit kom bekend maak aan ons op 'n persoonlike, diep persoonlike manier. Kom werk hier in ons harte deur die krag van die woord. Ek dank u dat alhoekom ek hier mag staan is want u gee vir my die voorreg en u genade alleen is aan die werk in my wat my bemagtig om hierdie woord te kan preek. En so kom help my om dit duidelik te doen tot eer van u naam. Amen. Amen. Vanoggend se preek en hierdie hele teks kan ek opsom in 3 woorde. Die Engels is vir my so bietjie duideliker as die Afrikaans, maar ek het al twee vir julle. 3 woorde wat die hele preek opsom. Engels, charity is clarity. Charity is clarity. Die Afrikaans, duidelikheid is liefdevol. 3 woorde wat alles gaan saamvat wat ons vanoggend wil bespreek. Ons het onlangs 'n klein bouprojek by ons huis wat ons wil aan die gang bring en ons het begin om planne op te teken. En ek was dit was my opvallend hoe duidelik hierdie planne is. Elke muur, elke venster, elke kas, selfs die wasbak en die pype, elke afmeting is so mooi uiteengelê op hierdie planne. Alles is so netjies. My pa is 'n bouer en my broer is 'n bouer. En ek kyk na hierdie en ek dink hoe kan 'n bouprojek enigstens vordering maak sonder sulke duidelike planne? As een afmeting nie daar is nie, dan of selfs daar's een misverstand want iets is onduidelik op die planne, dan gaan dit nie net 'n duur fout wees nie, maar dit hou die hele bouprojek op. Nou soos ek gesê het, ek so baie min, maar bietjie ervaring met my pa en my broer se frustrasie met bou. En ek kyk na hierdie planne en ek dink by myself in 'n oomblik van swakheid, hoekom maak hulle soveel foute? Hoekom maak bouers soveel foute? As die planne so duidelik is dit nie die planne se skuld nie. Nee, ek voor my broer my tackle, ek grap so 'n bietjie, maar ek is nie so ervare in hierdie area nie. Ek weet daar's baie misverstande tussen die bouer en die argitek, selfs dalk ingenieurs en die kliënt. Daar's baie misverstande wat moontlik kan lei tot 'n mislukking. Die eintlike punt wat ek wil maak is dat in 'n wêreld vol misverstande, in 'n wêreld wat maak nie saak wat jy doen nie, daar is misverstande. In 'n wêreld waar daar soveel geleentheid is vir miskommunikasie. Dink net saam met my, hoeveel misverstande moes ons nie al probeer uitklaar na 'n e-pos of 'n vergadering nie gehoor was, soos wat ons wou gehad het, dit moes gehoor geword het nie. Dis vir hierdie rede wat ek wil sê, charity is clarity. Clarity is charity. Duidelikheid is liefdevol. Om duidelik te wees en om iets goed te kommunikeer, en selfs waar ons kan, om presies te sê wat ons verwagting is en wat ons soek, dit is liefdevol. Want dit help mense, dit dien die mense om ons en dit dien ons, want dit voorkom misverstande.
Dit voorkom konflik. Nou, hoekom wil ek hier begin? Want wanneer dit kom by die waarheid van die evangelie, die gospel, wanneer dit kom by die ewige en belangrike boodskap van die evangelie, dan is duidelikheid en clarity nie net bloot liefde nie, dit is verlossend. Wanneer ons praat van die evangelie, dan is die waarheid en die duidelikheid om die waarheid so kosbaar, dat indien ons misverstande toelaat, kan dit iemand se verlossing kos. Wanneer hemel of hel op die spel is, dan raak misverstande nie net bloot 'n dier fout nie. Dit raak 'n tragediese fout. 'n Tragediese fout. Wanneer hemel of die hel op die spel is, dan behoort ons so te werk om misverstande te voorkom, dat ons wat ook al doen wat moontlik is. Enige geleentheid wat ons kan kry om 'n misverstand te voorkom, behoort ons te vat. En dis waaroor vanoggend gaan. Dis wat Paulus doen. Paulus gaan eerstens praat oor sy regte tot finansiële ondersteuning, en hy gaan sê, vir die gospel, vir die duidelikheid van die evangelie, gaan ek daai reg opoffer. En so gaan daarna kyk in ons tweede punt. So net 2 punte, Paulus se regte en Paulus se opoffering. Kom ons spring sommer direk in ons eerste punt in, Paulus se regte. Alles vanaf hoofstuk 9, alles van vers 1 tot 14 in hoofstuk 9, is eintlik Paulus wat verdedig hoekom hy die reg het tot finansiële ondersteuning van die plaaslike kerk af. Onthou net, soos wat hy hierdie argument uitpak, onthou net, in die vorige hoofstuk en in die groter gedeelte is eintlik besig met 'n groter argument van liefdeloosheid. Dis waaroor hy praat. En so in die volgende 14 verse, soos wat hy sy reg tot finansiële ondersteuning wil verdedig, gaan hy so 'n klein ompaadjie vat. 'n belangrike ompaadjie, waar hy 'n belangrike punt wil maak, maar dis tog 'n ompaadjie. Hy gaan so 'n bietjie van die groot argument afgaan, hieroor praat, en dan gaan hy ons in die tweede punt terugbring. Daar's steeds baie van ons om hier te leer. So, wanneer dit kom by Paulus se regte tot finansiële ondersteuning, dan verdedig hy sy reg op 2 vlakke. Hy sê, ek het die reg as 'n apostel, ek het 'n apostelsreg tot finansiële ondersteuning, en ek het arbeidsreg, die feit dat ek hard werk. So eerstens, die eerste een is eintlik baie eenvoudig en baie kort. Paulus is 'n apostel. Hy is 'n hoofletter apostel wat die fondasie lê van die kerk. Hy is die unieke roeping gegee om die fondasie te lê vir die evangelie onder die heidene. Hy is 'n roeping en 'n werk gegee wat geen ander voltydse bediening of werker ooit weer in die geskiedenis gegee is nie. Hierdie is sy unieke apostelsreg. Hy is hierdie unieke rol gegee. In vers 5 en 6 word dit baie duidelik dat soos wat hy verwys na die ander apostels, dat hy sê selfs Petrus en Jesus se broers, hulle ontvang unieke vergoeding vir die werk wat hulle doen om die kerk en die evangelie te vestig. Dis eenvoudig, dit maak sin. Maar sy arbeidsreg, die feit dat hy werk vanaf vers 7 af, hierdie is eintlik meer belangrik en hierdie is die groter punt. Ek wil 'n bietjie meer tyd hier spandeer. Dit is belangriker hier, want hierdie lering geld vir die hele kerk, vir alle eeue. Hoekom moet die kerk voltydse werkers of die in bediening ondersteun? Hier is Paulus se punt. Hier is die fondasie van daai lering. Vers 7 sê vir ons die volgende. Lees saam met my. Who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat of its grapes? Who tends a flock and does not drink the milk? Eenvoudige, kragtige illustrasie. Geen soldaat kan terselfdertyd beklei vir sy land en vir homself en sy familie sorg nie. Dis onmoontlik. En indien dit moontlik is, indien daar 'n belaglike wêreld is, waar daar 'n soldaat is wat vir sy eie familie en homself moet sorg, gaan hy 'n slegte soldaat wees, want hy gaan nooit op sy pos wees nie. Kyk na vers 12.
vers 11, ekskuus. If we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest? Wat Paulus hier sê, en in die ander voorbeeld wat hy gebruik van die os, van die boer, die voorbeeld wat hy gebruik, dis alles eintlik vanselfsprekend. En as jy dit deurtrek selfs na ons in 'n moderne konteks toe, dan is die punt presies dieselfde. Elke liewe een van ons geniet die vrugte van ons werk, dis die punt. Ek weet nie hoeveel boere daar is in ons midde nie, ek dink nie daar is veel nie, maar ons tot vandag toe, ons geniet die vrugte van ons werk. Julle dra by tot die winste van julle maatskappye, julle dra by tot die winste, en vanuit daai winste word salarisse betaal, dis dieselfde beginsel. Dis die vrugte en julle geniet die vrugte van julle werk. Geen boer of werker geniet nie die vrugte van sy werk nie. Nou, so vanselfsprekend soos wat dit is oor die algemeen, dit mag dalk wees, dat dit is nie so vanselfsprekend vir die kerk nie. Om vir die kerk in vers 11 geestelike saad te saai. Dit is moontlik om die materiële waarde van die geestelike werk te minag. Aan die einde van die maand, as ons kyk na ons winste by die kerk of ons bankstate by die kerk, dan dit is nie 'n baie goeie model nie. Dit is nie waar geestelike groei gemeet kan word of die geestelike gesondheid van die kerk gemeet kan word nie. Enige besigheidsman sal sê, wel, as dit is hoe die kerk werk, dis nie 'n baie goeie besigheidsmodel nie. En ek sal sê presies. Dis reg, want die kerk is nie 'n besigheid nie. Kerk is nie 'n besigheid nie. Ons is nie hier om geld te maak nie. Onthou, Paulus maak 'n groter punt, maar ten minste in hierdie voorbeelde en in iets wat hy ons hier wil leer hy ons 'n baie belangrike ding. Dit is 'n belangrike herinnering hier vir ons. Dit is omdat ons nie hier is om geld te maak nie. Dit is omdat ons doel hier nie finansiële winste is nie. Dis vir daai presiese doel wat die kerk se bestaan en se doel afhang van julle. Dis omdat ons nie hier is om geld te maak nie, wat ons juist so moet staatmaak op finansiële ondersteuning. Hierdie is die reg wat Paulus verdedig. Kyk hoe duidelik sê hy dit in vers 14. Die wat se werk die evangelie is, behoort hulle vergoeding te verdien vanuit die evangelie. Die punt is, dit is elke liewe een van ons se verantwoordelikheid. Hy sê daar, the Lord commanded, se bevel. Dit is elke liewe een van ons se verantwoordelikheid, elke liewe een van ons, om die kerk te ondersteun en die wat voltyds bedien te ondersteun, sodat die geestelike werk kan voortgaan. Dalk is dit obvious. Ja, ek dink is belangrik om te verstaan net hoe belangrik hierdie is. Die geld wat julle as ligpunters so vrygewig maandeliks gee, dit maak ons vry om goeie soldate te wees. Dit koop los ons tyd sodat ons op ons pos kan wees, sodat ons onsself en ons tyd kan toewy aan die gesondheid van die kerk en die waarheid van die woord. Dit hou ons op ons pos. Ek het vriende en ek ken kerke waar daai ouens en daai kerk so min gee en so min geld word betaal dat daai ouens moet beklei. Hulle moet hulle tyd verdeel tussen 2 of 3 werke net om te oorleef. Hulle kort 'n side hustle. Nou, ek weet daar's ouens wat begaaf is om dit moontlik te kan doen en kies om dit te doen, maar in 'n ideale wêreld in die lig van hierdie lering wil ek net julle moet besef, as dit die realiteit is vir enige kerk, as enige voltydse bediener sy tyd moet verdeel, dan beteken dit minder gebed, minder tyd vir disippelskap, minder tyd vir pastorale behoeftes, slegter organisasie en halfhartige preke. In sekere erge gevalle beteken dit ook dat al bedien daar 'n pastoor in 'n gegewe kerk, sy hart voel nie geliefd of gewaardeer nie. En so 'n hart kan nie effektief bedien nie. Sien julle hoekom dit belangrik is om te verstaan?
Nou, ek kan eerlik sê, en ek bedoel dit uit my hart uit, ek kan eerlik sê, ons is by Ligpunt glad nie daar nie. En so dankie. Ek bedoel dit, dankie. Dankie, ons is 'n gesonde kerk wat die waarheid kan preek en 1000 ander goed kan doen vir die koninkryk in Pretoria, omdat julle ons goed ondersteun. Dankie. En ek wil ook bysê, daar is nog soveel wat ons wil doen in die koninkryk van Pretoria. Hier waar God ons geroep het, in hierdie plaaslike stad wat hy ons hart voorgegee het, daar is soveel wat ons nog wil doen. En so, hou aan vrygewig wees. Daar is, dink saam met my, is daar 'n materiële waarde wat ons kan heg aan 'n siel? Wat ek bedoel is, en ek stel dit in 'n ekstreem, ek stel dit as prins in 'n ekstreem om 'n punt te maak. As ons 10 miljoen rand moet spandeer om een siel te red vir alle ewigheid, weet jy wat? Dan is dit totaal en al die moeite werd. En ons moet dit onthou, soos wat ons saai in die kerken van God se koninkryk. En weet jy wat? God is so genadig. Hy is so genadig en so aan die werk en hy is so begeerig om elke hart in Pretoria te red. Hy gebruik veel minder as 10 miljoen om veel meer vrugte te dra in Pretoria. Daar is geestelike vrugte wat gedra word. Te dankie aan julle materiële saad. Dankie. Ons kort dit en die Here is so goed. En hy doen soveel goeie werk. Laastens, voor ek aanbeweeg na ons tweede punt toe, wil ek tog, en ek dink is reg, en ek dink dis wat Paulus doen in Korinte, ek wil die uitdaag wat sukkel om te gee. Vir die wat sukkel om 'n vertrouensstap te neem en om die Here te vertrou met hulle geld in die koninkryk van sy plaaslike kerk, hoor asseblief, geld bly die grootste en aakligste afgod van ons dag. En die woord is duidelik. Nie net mis jy uit op wat God doen in Pretoria as jy nie gee nie. Jy mis uit op die werk. Jy is nie deel van die werk nie. Die werk gebeur met of sonder jou. Jy is net nie deel daarvan nie. So nie net mis jy uit nie, maar hoor asseblief, tot jy nie eers gee vir God nie, gaan jou worsteling met geld nie weggaan nie. Jou worsteling met daai afgod gaan nie weggaan nie. Nie tot jy eers die Here vertrou as die voorsiener van alle voorsiening nie. Dit is Paulus se eerste punt, sy reg tot finansiële ondersteuning. Nou raak dinge interessant. Want nou kom hy terug na die groter punt toe, vanaf vers 14 af. Hy klim van daai kantpaadjie af, wat baie belangrik was en goeie lering vir ons is, en hy klim weer tot op die hoofpunt wat hy eintlik van die begin af wil maak, en dis vanaf vers 15 af. Paulus so opoffering. So Paulus het vasgestel, duidelik het hy die reg tot finansiële ondersteuning. Maar kyk nou saam met my na vers 12 en vers 15. Vers 12. If others have this right of support from you, shouldn't we have it all the more? But we did not use this right. On the contrary, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ. In Korintiërs 9 vers 15, but I have not used any of these rights. And I am not writing this in hope that you will do such things for me. For I would rather die than allow anyone to deprive me of this boast. En dan gaan hy so 'n bietjie aan en hy pak uit wat sy boast is. Ons gaan nou daarna kyk. Dit is net vir my opvallend, die eerste ding wat ek lê ons moet sien hierso, is sien julle dat na alles wat hy nou gesê het, soek hy nie geld nie. Hy soek nie geld nie. Ja, hy wou die kerk iets leer oor hulle verantwoordelikheid om die te ondersteun wat werk vir die kerk. Ja, dis fyn. Maar hy self soek nie geld nie. Onthou laasweek in die kerk waar die sterker broers kos geëet het wat 'n afgode geoffer was en deur dit was daar 'n struikelblok, hulle het liefdeloos opgetree. Nou maak Paulus die punt. Ek het baie meer regte gehad oor julle.
Maar ek het nie op daai regte aangedring nie. Ek was bereid om myself te benadeel ter wille van die evangelie. Nou word die vraag natuurlik, hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Watter struikelblok was so groot dat hy homself so sou benadeel? Ons nogals interessante agtergrond hier. In die Griekse tydperk waar Paulus bedien en veral in die stad van Korinthe, was daar in daai tyd en dag was die Grieke, hulle was baie lief vir allerlei idees, gode en filosofie. En so in hierdie tydperk, die rede hoekom Paulus nie finansiële ondersteuning gevat het nie, is want hierdie kultuur sou gereelde, die Afrikaans is rondreisende redenaars gehad het in die stad. Traveling orators, ouens wat gepraat het vir 'n lewe. En so in die stad, reg oor die stad, sou jy oral gesien het ouens staan op 'n hoek of in 'n markie en hulle sou geredeneer het oor hulle unieke idees, hulle unieke geloof of hulle unieke filosofie. Hierdie ouens sou dikwels vir geld gevra het, soos wat hulle gepraat het. En die mees begaafde redenaars van daai dag sou redelik 'n goeie geldjie verdien het, want mense sou hulle tyd gekoop het. Hulle sou gesê het, kom spandeer die volgende week by my en leer my oor jou idees, jou God of jou filosofie. Of hulle sou gesê het, jy is so slim, kom word 'n tutor in ons huis. Ek betaal jou, kom leer my kinders, kom voed ons op in hierdie idees of filosofie of geloof. Hierdie was die kultuur waarin Paulus bedien het. Nou kan jy sien wat die probleem is. Paulus kom hier aan in Korinthe, hierdie groepie kom tot bekering en hy preek elke dag. In elke opsig lyk Paulus net soos nog een van hierdie rondreisende redenaars. Hy lyk net soos nog 'n verkondiger wat geld soek. En die punt is, fundamenteel is hy nie in dit vir 'n salaris nie, en so as hulle dink hy is, water hy die evangelie af. As hulle dink, hy's net nog een van hierdie ouens, hier is net nog 'n job, hier is net nog 'n salaris, hy's in dit vir die winste, hy probeer geld maak, dan water hy die evangelie af. Kyk hoe mooi sê hy dit in vers 14. Hy sê in vers 14, hy probeer die punt maak, woe to me if I do not preach the gospel. Hy sê, ek's verdoem. Ek's verdoem as ek nie die evangelie preek nie. Dit beteken, ek gee nie om of julle my betaal of nie. Ek moet hierdie preek. Ek gaan hierdie preek. Niks kan my keer om te preek nie. Vers 17. Ek gaan dit doen of julle my betaal of nie. Voluntarily of involuntarily. Ek moet. Wat ek hier het, die boodskap wat ek het, is die belangrikste boodskap in die hele wye wêreld. Hierdie is nie net nog 'n job nie. Ek is nie soos hierdie ouens nie. Sien julle in vers 15, hy praat van sy boast, sy roem. Dit is die ding wat hy gesê het, ek het iets wat daai ouens nie het nie, sy boast, sy roem. Ek het iets wat daai ouens nie het nie. Wat was dit? Dit was presies hierdie punt. Vir my gaan dit nie oor die geld nie. Ek sal myself ondersteun en nog steeds al die tyd opvoer om vir julle te preek, sodat julle verstaan, hierdie is 'n boodskap soos geen ander nie. Wat ek deel, Korinthe, is belangriker as geld, kos, klere of 'n salaris. Dis hoekom hy nie vir geld gevra het. Kyk na vers 12 weer. We endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. Hy het die reg gehad, maar dit sou fundamenteel die evangelie afgewater het. Selfs erger, dit sou die evangelie so onduidelik gemaak het dat die boodskap van redding verlore sou geraak het in die misverstand. Ligpunt, een van die, ek bedoel hierdie, een van die hartseerste dinge wat met die kerk gebeur het, en steeds gebeur, is dat soveel mense dink, die kerk is nog 'n emosionele, manipulerende geldmaak storie. Jy baie mense dink dit van die kerk. En weet jy, met goeie rede. Die klassieke grappie wat gemaak word van die NG Kerk, NG Kerk, NG. Nee? En ek probeer nie sleg praat van die NG Kerk nie. Wat ek bedoel is, dis 'n voorbeeld van 'n massiewe probleem reg deur die bank. Mense kry hierdie ervaring van die kerk. Wat my hartseer maak is hoeveel mense
kon die evangelie gehoor het nie die evangelie gehoor nie, weens die struikelblok dat hulle ervaring was, hierdie gaan net oor geld. Ligpunt, asseblief hoor weer. So belangrik soos wat die eerste punt is, 10 keer meer belangrik is hierdie punt. Die kerk is nie 'n besigheid nie. Ons soek nie geld vir geld syk nie en ons soek nie winste nie. Ons wil nie geld maak nie. Die geld wat ons inkry, wil ons so vinnig as moontlik weggee vir die koninkryk. Ek weet, jy kan dalk sê, maar Johan, jy het nie vorige punt ons gevra vir geld. Weet jy wat, om eerlik te wees, as jy nie is, verstaan ek dat jy daai ervaring mag hê, maar die realiteit is, by Ligpunt praat ons baie min oor geld. Vir presies hierdie rede, dis hoekom ons dit doen. Want daar is volop misverstande en struikelblokke wanneer dit kom by geld in die koninkryk van God by Pretoria. Daar's te veel misverstande. Ons praat nie oor geld nie. En ons neem nie tradisionele kollekte op by Ligpunt nie vir dieselfde rede. En die enigste rede hoekom ons sal praat oor geld direk is wanneer God se woord die boodskap duidelik maak. En dis wat vanoggend gebeur het. God se woord praat oor geld en so ek moet praat oor geld. Ons wil so ver as moontlik gaan om enige misverstand te voorkom wat kan lei tot 'n struikelblok van die evangelie. Clarity is charity. Duidelikheid is liefdevol. Ons moet op elke vlak doen wat ons kan sodat die evangelie duidelik bly, kristalhelder gekommunikeer kan word sodat mense nie iets anders hoor nie. Nou wanneer dit kom by hierdie beginsel van duidelikheid is liefdevol vir die bewaring van die evangelie. Wanneer dit kom by daai beginsel, dan wil ek hê ons moet onsself afvra, watse ander moontlike misverstande kan daar wees in die kerk buiten geld? Watse ander misverstande kan ons voorkom? Daar's 3 voorbeelde wat ek gou wil noem. 3 voorbeelde van misverstande wat ons kan voorkom buiten geld. Ek gaan hulle vir ons opsit. Die eerste ene is tradisie of reëls bo genade. As ons tradisie of reëls sit bo die genade van die evangelie, hier's wat gebeur. Wanneer ons kultuurtradisies of onbybelse kerktradisies beklemtoon, skep ons die verwarring om wat nodig is vir verlossing. Net omdat my ouers Christene was, of net omdat ek kerk toe gaan, en dalk selfs dien by die kerk. En baie belangrik, selfs net bloot omdat ek geld gee vir die kerk. Nie een van daai goeders maak my 'n geredde Christen nie. Die rede hoekom soveel Afrikaanse mense dink hulle is gelowiges, is want die evangelie lyk asof dit 'n stel kulturele norme is, nie 'n boodskap van bekering en redding en verhouding met God nie. Om enige streng reëls en gedrag te beklemtoon as noodsaaklik vir verlossing is om die genade van die evangelie te verwar en mense te laat glo hulle kan God se guns deur werke verdien. Ons moet versigtig wees vir dit. Ons moet baie versigtig wees vir dit. Die ander ene is kliks bo verwelkoming. Hoe verwelkomend ons is of nie is nie. 'n gebrek aan gasvryheid en verwelkoming kan vir baie mense baie meer sê oor die evangeliese boodskap van liefde as wat ons dalk dink. Ek was nou die dag by 'n kerk net as 'n prediker van 'n diens en ek was geskok oor hoe moeilik dit is en hoe ongemaklik dit is om die eerste keer by 'n kerk op te daag waar jy niemand ken nie. Dit is baie moeilik. En ek was 'n prediker. En dit was vir my moeilik. Dit is baie moeilik om by 'n kerk op te daag van mense wat jy nie ken nie. En so as ons vasgevang word in ons vriende en nie die mense liefhet wat hier opdaag nie, dan sê dit iets oor die boodskap van liefde en dit kan die boodskap van liefde verwar. Ons moet sensitief wees hiervoor. En dan laaste een is skynheiligheid bo integriteit. Hierdie is 'n groote. Wanneer ons die evangelie wat ons verkondig en in glo, nie elke liewe dag uitlewe nie, minag ons die geloofwaardigheid van die boodskap en dit berokken verskriklike skade.
Wanneer ons geloof net op Sondag uitlewe en nie van Maandag tot Saterdag nie. Nie net lei ons dit toe dat mense ons geloof bevraagteken nie, maar daai skynheiligheid maak mense kwaad en suur teenoor die kerk. Dit gee vir hulle rede om nie te kom nie. Ligpunt, die punt is, clarity is charity. Duidelikheid is liefdevol. Mense se eerste ervaring van die evangelie gebeur lank voor hulle die preek hoor op Sondag. Elke dag van jou lewe, elke ontmoeting, elke dag by die werk, elke koffie, elke gas wat hier aankom, beleef en ervaar die evangelie by jou. Paulus was bereid om sy salaris op te offer, sodat die Korinte kon regtig hoor waaroor hierdie boodskap gaan. Hoe ver is ons bereid om te gaan om seker te maak die evangelie bly duidelik en verstaanbaar hier waar ons is? En onthou, die rede hoekom hierdie so ernstig is want hemel of hel is op die spel. Ons moet alles in ons vermoë doen, om enige moontlike misverstand te voorkom, wanneer dit kom by hierdie belangrike boodskap. Ek wil begin afsluit met een laaste, maar vreeslike belangrike punt. Wanneer ons kyk na Paulus se houding hierso, na dit wat aangeneem word van die teks, veral in vers 12, hy sê, we put up with anything rather than hinder the gospel of Christ. Wat aangeneem word in hierdie verse is dat die evangelie geglo word. Wat ek sien wanneer ek na hierdie woorde kyk en na die teks kyk, dis nie direk gesê nie, maar dit is aangeneem, is dat daar's 'n gospel motivation agter alles wat Paulus doen. Daar's 'n gospel motivation. Daar is iets wat binnekant gebeur het en dit beweeg buitekant toe. Dit is nie iets van buitekant af binne toe nie. Wat bedoel ek met dit? Die petrol van die engine van sy hart is Jesus, binnekant eers. Die ding wat sy hom dryf en elke besluit moontlik maak, om selfs dryf om sy salaris te kan opoffer, is die radikale liefde wat hy ontvang het by Jesus. Dis wat sy lewe beheer. Dalk is jy iemand hier en jy sit hier en jy dink, ek het daai ervaring gehad. Ek dink die kerk gaan net oor geld, of ek dink dit gaan oor reëls. Ek dink my ervaring van kerk is dis van buitekant af binne toe. Wanneer ek by die kerk opgaan, dink ek moet eers my lewe aan die buitekant verander, dan gaan God my aanvaar. As jy hierso sit, asseblief hoor hier aan die einde. Hoor die ware evangelie. Hoor waaroor dit regtig gaan. Wat ons hier doen, gaan nie oor geld of reëls of buitekant toe binnige enige iets nie. Weet jy waar gaan die evangelie? Dit gaan oor ons erkenning dat ons is reeds gevalle. Ons kyk na ons lewe en ons sien, daar's geen hoeveelheid reëls wat ek kan nakom om God tevrede te stel nie. Ek is reeds gevalle, ek is reeds gesondig. Maar die evangelie en die goeie nuus is, hy steeds reik God sy hand uit na my toe in Jesus. Dis die evangelie. Steeds, gegewe wie ek is, gegewe al my sonde en gevalle, hy reik steeds sy hand uit na my toe. Hy is steeds lief vir my en ons sien dit in die opoffering wat die God gemaak het in sy seun Jesus. Dat hy sy lewe opgeoffer het vir my redding, dat hy al my sonde, al my gebrokenheid, maak nie saak hoe ver ek kort skiet nie, hy het die prys betaal. En hy is lief vir my. En hy het opgestaan sodat ek 'n nuwe lewe kan lewe. Daai is die hart wat van buitekant af toe binne, van binne af buitekant toe vrugte dra, nie andersom nie. Gospel motivation, evangelie gemotiveerde lewe, is 'n lewe wat 'n veranderde hart het en daarvolgens lewe, nie die ander kant om nie. Hierdie voorbeelde, die rede hoekom ek dit so noem, is hierdie voorbeelde van om geld te gee of om reëls bo genade, al die voorbeelde, dis nie moontlik vir ons om hierdie goeders uit te lewe, indien ons nie 'n veranderde hart eers het nie. As ons meer genadig wil wees met mekaar, moet ons meer van die genade van Jesus inneem. Ons moet dit beleef.
As ons meer verwelkomend wil wees, moet ons onthou hoe God ons in Jesus deel van sy familie gemaak het. Al het ons dit nie verdien nie. As ons meer gehoorsaam wil wees, dan moet ons onthou hoe totaal en al ongehoorsaam ons was en is, en ons moet opnuut gaan wegkruip binne in die lewe van Jesus, en ons moet weer ervaar hoe ons gekleed word in sy geregtigheid, want dis net sy lewe wat saak maak, nie my geregtigheid nie. En ons moet daar ons rus te vind. Die punt is, Ligpunt, die manier ons die evangelie die duidelikste gaan maak, is by verre die beste manier moontlik om dit te doen, is deur onsself aanhou verdiep in daai selfde evangelie. Dis ons het duideliker gemaak. Hoe nader ons aan die evangelie gaan staan, hoe meer ons die evangelie gaan preek in ons harte, hoe duideliker gaan dit uit ons uitkom aan die wêreld om ons. Hoe meer gaan ons die lig kan laat skyn, ons lig kan laat skyn, en hoe meer gaan ons misverstande voorkom van die wêreld wat dalk iets anders hoor om ons. Clarity is charity. Hierdie is God se woord. Kom ons bid saam. Vader, duidelikheid is liefdevol. En ons wil net sê asseblief, kom en maak weer u liefde vir ons duidelik. Vader, ek weet ons baie misverstande en baie skade al berokken oor al die eeue van die kerk. Maar kom vanoggend en genees daai skade. Mag die woord van God ons weer oortuig waar dit regtig gaan. Dit gaan oor u. Dit gaan oor u boodskap van liefde en vergifnis. Dit gaan nie oor geld nie, dit gaan nie oor reëls nie. Kom oortuig ons daarvan. Kom druk hierdie boodskap diep binne in ons harte en kom verander ons van binnekant af na buite toe. Vader, ek bid vir hierdie dinge. Net u kan hierdie doen in die krag van die Gees. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.